Dankie Here my God, dat U ons waymaker is, Here. Want ons Here ons oë net hier voor ons hou, Here, en so fokus op dit wat verkeerd is in ons lewe, Here, dan is U ons waymaker, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U nie 'n aannemer van persone is nie, Here, maar dat, Here, dat U die weg baan, Here, vir elkeen wat tot U kom keer, Here. En dis die belangrikste, Here, dat ons harte sal draai na U toe, my God. Dat ons werklik, Here, ons hande sal ophef, Here, en sal sê, Here, ons het U nodig, Here. Ons het werklik, Here, U so nodig, Here. Ek bid werklik, Here, dat U, Here, nie ek nie, Here, maar dat U, Here, vanoggend sal kom en mense se harte sal kom aanraak, Here. Dat U sal kom, Here, en mense kom bedien, Here. En dat hulle nooit hulle krag wil tap van ander mense af nie, Here. Maar dat hulle krag sal wil tap van die lewende God af, Here. Die een wat hemel en aarde geskaap het. Die een wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig, Here. Dat hulle krag van daai God sal aftap, Here. Die God van Abraham, Isak en Jakob, Here. Here, en dat hulle ook, Here, wat nodig is, Here, daar op die brandaltaar sal kom neerlê, Here. En sal uitskree, Here, my God sal voorsien. My God sal waarlik, my God sal kom voorsien. Hy sal voorsien. En ek bid, Here, dat ons oë sal lig van ons uitdagende omstandighede, Here. En dat ons oë gerig sal hou op die lewende God, Here. Die een, Here, wat wonderwerke kom doen vandag nog, Here. Die een wat vandag nog, Here, kom genesing bring, Here. Die een wat vandag nog kom om mense te kom vrymaak, Here. Daai God, Here, ons soek daai God, Here. Geen valse gode nie, Here. Niks, Here. Ons soek daai almagtige God, Here. Ons soek daai God, Here. En Here, ek wil ook nou al kom bid, Here, oor hierdie boodskap, Here, wat hier op hierdie preekstoeltjie lê, Here. En ek bid werklik die bloed van Jesus oor daai bladsye, Here, maar ek bid ook, Here, dat ek nie geketting sal wees aan dit wat op 'n papier staan, Here. En ek wil werklik vanoggend kom vra, Here, ek hoef nie, Here. Ek hoef nie, Here, verskoning te kom vra vir wat vanoggend gesê sal word, nie, Here. Want dis tyd, Here, soos dit al die afgelope 3, 4, 5 weke aankom, Here. U praat met Nuwe Lewe Familiekerk, Here. U praat met hierdie kerk, Here. U praat met hierdie kerk, Here. Want Amos, Here, het die mense rondom aangespreek, maar hy het omgedraai, Here. En toe wys die vinger, Here, na Israel, Here. Toe wys die vinger, Here, na Israel, my God. En dit is wat ek vanoggend ervaar, Here. U draai om, Here, en u praat, Here, met Nuwe Lewe Familiekerk, Here. U praat met Nuwe Lewe Familiekerk, Here. Dis tyd, Here, dat ons opstaan, my God. Dis tyd, Here, dat ons sê, hier is ons, Here, gebruik ons werklik, Here. Ons is nie passiewe kerkgangers nie, Here. Nee, Here, ons sny ons los vanoggend van dit af, Here. Ons is lewende wessels, Here, van die lewende God, Here. Die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, Here. Praat met ons vanoggend, Here. Al is dit hoe hard, Here, praat vanoggend, Here, met hierdie volk, my God. Kom praat, Here, vanoggend met hierdie volk, Here. Begin nie voor, Here. Praat met ons, Here, wat 'n mikrofoon in die hand ingryp, Here. En mense kom bedien, Here.
Here, maar soms is ons harte so die mekaar, Here. Soms voel ons harte so, Here. Maar ons wil ander mense kom bedien, Here. Ek bid werklik, Here. Ek bid werklik, Here. Dat enige ene, Here, wat hier voorkom staan, Here, wat wil kom bedien, Here, enige iemand wat hier voor wil kom sing, Here, en hulle harte is nie reg voor U nie, Here, stop ons, my God, stuit ons in ons voetspore, Here, maak ons monde stil, Here, want U vertrou ons, Here, met die wat hier voor ons sit, my God, U vertrou ons, Here, U vertrou ons, Here. En as ek loop, Here, met haat en nyd en jaloesie en trots en wat alles hier in my hart en Here, maar ek wil 'n mikrofoon vat, Here, en ek wil hier voorkom, kom sing, Here. Ek wil kom praat, Here. Maak my mond stil, Here. Maak my mond stil, Here. Laat ons repent, Here. Dat ons, Here, vanoggend as 'n gemeente voor U sal kom, Here, en kom bely, my God. Kom sê, Here, ons roep uit na U, vergewe ons, Here. Vergewe ons, Here. Kom was ons opnuut skoon, Here. En kom maak ons weer opnuut rein, Here. Here, hier staan die tafel, Here. Ons het vanoggend die tekens gebruik, my God, Here. Here, mag ons nooit 'n oordeel oor onsself kom vel nie, my God. Dat dit nooit 'n goeie gewoonte sal raak nie. Maar werklik, Here, kom bedien vanoggend vernuwe lewe familiekerk, Vader. Amen. Kolossense 3 vanaf vers 5 sê vir ons, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Daarom sulke dinge kom die straf van God oor die mens, wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou uit die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Het ons werklik 'n begeerte in ons hart om meer te vernuwe na die beeld van ons Skepper? Het ons werklik daai begeerte in ons hart om meer soos Jesus te word of te wees? Of het ek en jy goeie en getroue kerkgangers gedoen, want dit is wat ons doen op 'n Sondag. Here my God, hoe kan ons ooit met ons mensgemaakte wysheid kom teen 'n powerful name of Jesus, Here? En vergewe ons, my God. Vergewe ons, Here, as ons so plannetjies uitdink, Here. Gimmicks uitwerk, Here. Hoe kom ons teen 'n powerful name of Jesus? En daarom vra ek werklik, my God, hou ons
humble, Here. Hou ons humble, my God, voor U. Hou ons nederig, Here. En mag ons nooit, Here, uit ons eie krag uit iets in hierdie gemeente probeer doen, Here. Nooit, Here. Maar dat ons sal bly opkyk, Here, na die powerful name of Jesus, Here. Die kragtevolle naam van Jesus Christus, Here. Die een wat was, die een wat is, die een wat weer sal kom om ons te kom haal, Here. Maar die kerk, Here, moet gereed wees as U kom om ons te kom haal. En dis belangrik, Here, dat ons vanoggend kan sê, ons is gereed. Here, dat ons nie sal twyfel nie. En as ons twyfel, Here, dat ons nou sal ons hande opsteek en sê, help my asseblief, ek twyfel, help my net, ek twyfel. Want twyfel gaan jou kom dooddruk, hy gaan jou strot kom toedruk, hy gaan jou asem kom wegvat. Ek vra weer, as jy vanoggend twyfel, steek jou hande op asseblief, dat iemand jou kan vat, dat hulle ergens vir jou kan gaan bid, dat jy kan kom werklik kom vry raak, asseblief. Ons stap maar so rond, en dit is so wonderlik, en ons smile so breed, maar hier diep binne in ons hart, gaan dinge aan. Ons loop met haat en ons loop met onvergifnis hier in ons harte in. En ons druk mekaar en ons smile en ons sê die mooiste woorde vir mekaar, maar ons kan nie let go nie. Ons kan nie let go nie. Ons kan nie vergewe nie. Want jy het my so seer gemaak. Jy het 'n dolk in my hart en kom indruk. So ek wil werklik vanoggend vir jou vra, as jy sukkel met onvergifnis, met haat, met jaloesie, al die dinge wat ek hier uit Kolossense uitgelees het, as jy sukkel, asseblief, nou, nie na die diens nie, nou is jou kans, asseblief, staan vorentoe en kom uit, dat mense vir jou kan kom bid, asseblief. Ek kan nie vanoggend vir jou genoeg, ek wil jou amper smeek, asseblief. Vanoggend is jou oggend om vry te kom, om werklik vry te kom. Jy kan vrykom. Hierdie kruis is leeg. Hy het gekom. Jy moet dit vat. Jy moet dit asseblief, jy moet dit vat. Jy moet ophou jou so sinneloos dra, asseblief. Dis tyd om te let go. Dis tyd to let go. Asseblief. En wat moet gebeur, sal gebeur. Ons begin vandag die reeks, julle kan maar ingaan. Ons begin vandag die reeks uit Amos, wat uit 9 hoofstukke bestaan. En ons gaan hulle so 3 op 'n keer vat. So vandag gaan ons Amos 1 tot 3 lees. Ek gaan definitief nie van hoofstuk 1, 2, 3 gaan ek definitief nie vir jou voorlees nie. Ek het dit vir jou gestuur elke oggend hierdie week of in die oggende hierdie week. Maar ons gaan
ons gaan skrifgedeeltes uit Amos uit aanhaal en toe die Here vir my sê van Amos, toe dink ek, nou, daar staan nou 'n Ou Testament en Jesus het mos gekom en al hierdie wonderlike goeters en die Here sê, ek wil praat oor Amos. And you better up your game, want ek wil praat met die kerk oor Amos. God sien alles. Alles. Daai wat ons in die duisternis doen, daai wat ons so rondkyk, sien niemand my nie en ek glip hier by 'n plek in wat ek nie moet in wees nie. God sien alles en niks ontsnap sy aandag nie. Niks. Maar voordat God oordeel, waarsku God ons. Moenie vir my sê God waarsku ons nie dag na dag na dag nie. Wie het almal Bybels in die kerk? Wie het Bybels? Wie het Bybels? God waarsku jou uit sy woord uit. En dis die beste plek om vanaf gewaarsku te word, is uit God se woord uit. Ek kom by 'n tannie wat nog redelik siek is en sukkel met haar bors en so en sy haal die een skrif na die ander skrif, sy gaan so aan en ek sê vir haar, tannie moet stil bly. Bly stil, dat tannie se longe kan rus. Maar sy hou aan en sy sê die een skrif na die ander skrif, na die ander skrif, na die ander skrif. En sy sê vir my, ek voel soos Hagar in die woestyn. En sy het kinders, en sy het kleinkinders, maar sy voel soos Hagar in die woestyn. Nou wil ek jou vra, stel jou voor jy stap in die donkerte in 'n woud. Ek dink die gedagte om in die donkerte in 'n woud alleen rond te loop, kan dalk 'n bietjie scary wees, maar alles is doodstil rondom jou, en skielik hoor jy in die verte 'n gebrul van 'n leeu. En wat beteken dit? Wat beteken daar in die doodstilte donker bos brul 'n leeu? Dit beteken iets gaan gebeur. Iets gaan definitief gebeur. 'n Leeu brul nie sommer net nie. 'n Leeu brul omdat hy sy teenwoordigheid wil aankondig. 'n Leeu brul omdat hy sy teenwoordigheid wil aankondig. En dis presies hoe die boek Amos begin. Amos 1 vers 2 uit die 53 vertaling. En hy het gesê, die Here brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem uit. En ek wil asseblief vandag vir julle vra, as ek sê, hy brul uit Jerusalem uit, dan wil ek vir jou vra, in jou kop, hou dit by, hy brul vir Nuwe Lewe Familiekerk. Hy brul vir Nuwe Lewe Familiekerk, en toe Amos hierdie boodskap gespreek het, toe het dit, Israel was voorspoedig, die ekonomie was goed, die land was stabiel gewees. En hoor hierdie ene, godsdienstige aktiwiteite was volop. Ons gaan kerk toe, ons doen uitreike, ons gaan doen hospitaalbesoeke, ons bid vir mense. Godsdienstige aktiwiteite was volop gewees. Volop. Daar was nie 'n tekort aan nie. Dit is wie Israel was. Daar was 'n klomp godsdienstige aktiwiteite.
En van buite af het dit verskriklik gesond gelyk. En ek dink so aan hierdie gebou. En ek dink Here nou so 2 jaar terug. Dis geverf hier voor, hier's nuwe borde opgesit, hier agter is nuwe borde op. Dit lyk so mooi van buite af. Dit lyk so netjies. Dit lyk so, jy kan maar opgaan asseblief. Ja. Dit lyk so netjies. Ons kom Sondag na Sondag en ek is nie braggerig nie, maar dis 'n netjiese plek. Julle weet wat ek bedoel. Ek dink seker veral vrouens. Dis skoon. Dis nie skurwerig nie. Wonderlik. Maar God sien wat mense nie sien. God sien wat mense nie kan sien. Mense ry hier verby en hulle sien hierdie pragtige gebou. En dit is my altyd so wonderlik as ek mense sien en hulle stap hier in en hulle monde val so oop, asof hulle nie kan glo hoe lyk dit hier binne nie. En steeds sê ek vanoggend vir jou mond kan maar oopval as jy daar by die deur inkom, en veral as jy 'n besoeker is en jy kom vir die eerste keer hier, en jy kan nie glo nie, want dit is 'n fabrieksarea en jy verwag seker 'n klomp masjinerie binne, ek weet nie. God sien wat mense nie kan sien nie. God sien jou hart. So sad, but oh so true. Hy sien ons harte. Ons kan maar smile, ons kan maar druk, ons kan maar vriendelik wees. God sien jou hart. Hy weet presies wat in jou hart aan die gang is. Hy sien die geheime, hy sien die kompromieë, hy sien die toegewings wat ek en jy maak. Ek en jy maak dit. Ek het nou nie vanoggend gelees, ek gaan môreoggend 2 hoofstukke lees. Hy sien die kompromieë wat niemand mos van nou weet nie. Niemand weet mos nou regtig tensy jy dit gaan verkondig. Ek het nou nie vanoggend Bybel gelees nie. Ek dink iemand sal dit sommer sê nie. Ek wil eintlik dit sê, weet jy, ons is so, dit word nou opgeneem en ek kan nou nie die woord gebruik nie, maar ons is tog so ordentlik. Mense moet 'n goeie dank, hulle moet mooi goed van ons dink. Hulle moet, dis 'n wonderlike mens en hy of sy is op pad hemel toe, maar God sien jou hart. Hy weet presies wat hier aangaan. Jy kan nie vir God flous nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Hier was 'n man so bedien en hy en ek het nog al 'n bietjie aan iemand anders ook dieselfde my kom sê. Hy sê julle sit soos 'n klomp witgepleisterde grafte. En ek dink en wie's jy om te sê ons is witgepleisterde grafte? Jy ken ons nie eers behoorlik nie. En toe ek hierdie ding voorberei, toe sê die Here vir my, is julle 'n klomp witgepleisterde grafte, so pragtig mooi, skoon, netjies, stoeltjies mooi gepak, matte skoon. Jy sal nooit sê jy was gister 'n kursus gewees toe ons vanoggend hier ingestap het nie. Nooit nie. Maar God sien wat mense nie kan sien nie. Hy sien dit. En daarom stuur hy toe ook nie 'n koning of 'n profeet om hierdie woord te bring nie. Hy stuur 'n dood eenvoudige skaapwagter. Nie 'n ou wat jare lank by 'n groot profeet gaan sit en geleer het of by 'n groot geestelike vader gehad en hy het wonderlike jare ervaring en al hierdie dinge. 'n Dood eenvoudige skaapwagter stuur God om hierdie boodskap te bring. En Amos kom met een boodskap. Hy sê God sien en God weet. Hy sien en hy weet, maar voor God praat, waarsku hy eers. Moenie vir my kom sê God waarsku ons nie. As jy jou Bybel lees,
dan gaan jy verseker weet, God waarsku vir ons, elke liewe dag. Selfs uit die natuur uit, ek weet nou nie hoekom jy mevrou wat heeldag met sokkerkietjies te doen het, hier's nog onderwysers, selfs ek dink soms baie meer deur daai kindertjies praat God met julle. En baie keer kom mense oor jou pad, en iets gebeur net, onverwags, onverwags gebeur iets, en jy weet dat jy weet, dit wat nou gebeur het, wat gesê is en wat gedoen is uit die hand van God uit. God sien. Manne, God sien. God sien. Hoor wat ek het eendag so mense bedien by, en ek sê, ek het 'n passie vir mans, en die vrou kom na die tyd vir my, sy sê, dit het nou 'n bietjie verkeerd geklink, dat jy nou 'n passie het vir mans. Ek het 'n passie dat mans weer terug kan kom in die kerk. Daai passie het ek. Ek het 'n passie dat mans hulle regmatige plek in hulle huis as koning, priester en profeet kan opneem, want dit is wie God ons as manne gemaak het. Asseblief, neem jou plek in. Moenie vir dit los vir mamma, om die kinders op 'n Sondag, hulle moet kerk toe. Ek gaan 'n bietjie in lê, of ek gaan sommer op die TV kyk. En as jy dit doen, asseblief, maar ek het mos nou gesê, ek gaan nie verskoning vra nie, ek gaan hom net gooi, soos die Here dit op my hart lê. Asseblief. Hy sê, God sien en God weet, maar God praat, voordat hy optree. God sien wat die wêreld doen. God sien dit. Amos begin deur die nasies rondom Israel aan te spreek. Lekker man. God begin en hy praat met die kerk hier rondom die Nuwe Lewe Familiekerk. Wonderlik, want ons is so oulik. Ons doen so die regte goeders. Ons sing sulke mooi liedjies en ons oefen en ons sien soms en ons hoor ook veral baie hoe God maar met kerke hier rondom ons praat. En dan gaan maar soms, weer sê ek vir jou, volgens ons standaarde, dit wat jy hoor, gaan daar soms maar goeders bekerke aan wat nogal nie lekker aan 'n mens se lyf sit nie. So nou staan Israel en hier begin Amos praat. Hy praat met Damaskus, hy praat met Gaza, hy praat met Tyrus, hy praat met Edom, hy praat met Ammon, hy praat met Moab. En elke keer hoor ons dieselfde woorde oor 3 oortredings, ja oor 4. God wys nou op hierdie mense, op hulle geweld, op hulle wreedheid, op hulle verraad en hulle onderdrukking. En die eerste groot les van Amos is eenvoudig. Nou rocket science, dis eenvoudig. Geen sonde ontsnap God se aandag nie. Meneer, mevrou, daai kat wat jy so in die donker knyp, geen sonde ontsnap God se aandag nie. Daai wit lintjie wat jy vertel, ek wil amper sê, dis 'n skande hoe ons sonde vervolmaak het. En my hart is bekommerd oor die kerk van Christus. Die kerk, die mense van die kerk. En as ek die net kan nouer trek, ek is bekommerd oor die mense wat saam met my Sondag na Sondag 'n Nuwe Lewe Familiekerk kom sit. Ek is bekommerd oor ons almal. Ek is bekommerd oor ons almal. Maar Amos sê, geen sonde ontsnap God se aandag nie. Niks nie. Jy kan maar hoed toesmeer, jy kan maar wat se heuning om jou vrou of jou man se mond smeer. En niks sonde ontsnap God se aandag nie. Ons leef vandag in 'n wêreld vol korrupsie, misdaad,
bedrog, onreg. En soms lyk dit asof die goddelose so floreer. Here, ek probeer die regte pad stap, maar die skelm gaan so vooruit en ek krepeer van ellende, Here. En nou gaan die duiwel vir jou kom sê, is omdat jy so daai lekker nou paadjie loop. Dis hoekom jy so sukkel, meneer, mevrou. Dis hoekom jy so sukkel. Geen sonde ontsnap die aandag van God nie. Jy kan maar wat probeer. Hy weet. En dan vra mense, waar is God? En Amos sê, God sien. Ons sit in die ellende en ons sê, waar is God? En Amos sê, God sien. God sien presies wat aan die gang is. Hy sien nie net wat op die nuus gebeur nie. Hy sien ook wat agtertoe deure aan die gang is. God sien. Meneer, ek lees nou die dag 'n artikel van, maak nou nie saak wat die titel is nie, maar dit is nou 'n man wat kerk lei en so aan. En en sy vrou skryf eintlik die artikel. En sy sê, meneer, jy wat so van persoonlikheid verander as jy voordeur toe gaan. Jy wat so van persoonlikheid verander as jy voordeur toe gaan. En onmiddellik kyk ek na myself. Is ek regtig? Ek kan nie nou my vrou vra nie. Maar is ek regtig agter my voordeur wat toe is dieselfde mens as ek op 'n Sondagoggend in hierdie kerk is? Of trek ek dalk ook 'n sluier oor mense se oë? Maar God sien wat agtertoe deure aan die gang is. En die volgende is my verskriklik moeilik. Hy sien ook die slagoffers. Hy sien ook kinders wat verniel word. Hy sien dogtertjies van ek het nou die dag 'n kind gesien wat sy's 11 en sy is swanger, maar sy het reeds 'n baba ook, want haar pa en haar broer verkrag haar al vir hoe lank. En dis net verskriklik om te dink, die wêreld waarin ons lewe, hoe kinders verniel word, hoe vrouens soms verniel word onder die vuishoue van hulle mans. Maar God sien daai, God sien die slagoffer, hy sien die trane en hy sien die onreg. Maar God se stilte beteken nie hy is afwesig nie. Nee. Sommige mense dink dat God nie omgee nie, omdat hy nie dadelik optree nie. Maar Amos leer ons dat God stel uit, omdat hy so 'n genadige God is. So 'n genadige God, en ek sit daar en ek dink, Here, hoe kan U vir hierdie man en hierdie seun, hoe kan U vir hulle genade hê? Hoe kan dit wees? Maar God stel uit om ook vir hulle nog, omdat hy ook vir hulle nog genade het. En so stel God vir my en jou elke dag uit, omdat hy ons so genadig is. Omdat hy ons so genadig is. Elke nuwe dag is nog 'n geleentheid vir jou om tot bekering te kom. Elke dag, as jy jou oë oopmaak en jou saak met die Here is nie reg nie, is dit genade dat jy nog 'n kans het om tot bekering te kom. Elke sonsopkom is nog 'n kans om terug te keer na hom toe. Baie van ons kom op my jong ouderdomme tot bekering,
En dan soos hulle sê, dan val jy ook langs die pad van die wa af. En dan keer jy weer terug na God. En wat maak God? Wat maak God? Hy is soos die pa wat sy verlore seun gesê het. Hy sê, slag die beste wat ek het. Gee die beste klere vir hom. Halleluja! My kind het teruggekom huis toe. God sê nie, nee, gaan. Nee, hy sal dit nooit doen nie. Hy berei voor jy nog by daai huis kom, is die beste vir jou uitgesit. Die beste is vir jou uitgesit. Die feit dat God nog nie geoordeel het, dit beteken nie hy sien nie, dit beteken hy wag. Hy wag vir jou om die pad weer terug te vind. Hy wag vir jou. Want hy bly steeds opgewonde oor jou. Ongeag waar jy ronddwaal, meneer, mevrou, whatever. Ongeag waar jy gaan ronddwaal, hy wag getrou vir jou. En dan begin God met sy eie mense praat. Dat hy Amos het nou lekker al hierdie mense rondom Israel so uitgevat, en ek het so 'n prentjie, ek kan nou nie help, en dis asof die Israeliete gesê het, nee, is net so, is reg so. Is reg, dis 'n ware godsman hierdie, hy praat die waarheid, hy praat die God se waarheid, sê hulle mos altyd. En toe wat gebeur toe? Iets onverwags gebeur, want skielik, toe draai Amos om, en toe praat Amos met die Israeliete, en toe praat toe praat God met Nuwe Lewe Familiekerk vanoggend. Nee, hy draai om, en die vinger het so gewys na die kerk, en na daai ding, en daai so, en toe draai God om, en hy sê, yes, Nuwe Lewe Familiekerk. Nou wys die vinger in 'n ander rigting, en nou raak ons kriebelrig, want ons is sulke getroue kerkgangers, en ons gee ons geldjie, en ons is liefies vir mekaar. Maar Amos het omgedraai, en toe wys die vinger in 'n ander rigting in. En nou praat Amos, hy praat nou met Israel, en die vinger wys nie meer na daai hier rondom Israel nie, daai vinger wys nou na Israel toe, en daai vinger wys vanoggend na Nuwe Lewe Familiekerk toe. Asseblief, daai vinger wys na my en jou, wat elke Sondag so kom en hierdie stoele kom warm sit. Daai vinger wys na ons. En dit is tyd dat ek en jy die verantwoordelikheid opneem en kan hoor, wat sê God regtig vir my? Wat sê God regtig vir my? Ag nee, daar is iemand wat sal help, sê maar, hamburgers ook op. Ag nee, wat? Daar's te veel hande. Dit is te koud. Dit is te nat. Dit is te donker. Here, hoor my hart regtig. Ek en jy is so vol verskonings. Maar as ek na my bank kyk en daar's nie genoeg geld nie, dan bid ek, dan roep ek uit na die Here toe. En soos die ou gesê by die kursus, sy neus is skeef van op sy maag lê voor die Here. Dan lê ek en jy op ons maag, dan kerm ons, Here, asseblief Here, wees ons genadig Here, ek sny my los en ek verwerp dit en ek kap dit af en ek, want nou sê ek benoud, die vinger wys ons nou na my toe. Die vinger het nou gedraai, hy wys na my toe. En God praat nou met my. En hy sê, jy meneertjie, jy. As jy nie gehoor het, jy. Ek praat met jou. En dan gaan jy op jou knieë. En dan kerm jy voor God. En jy huil. En jy roep uit. Want jy is benoud. Want jy weet nie meer uit jouself, wat kan ek doen nie? Ek het my planne is nou op. En God sê in Amos 2 vers 6 sê hy, so sê die Here, oor 3 oortredinge van Israel, ja oor 4,
sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle regverdige vir geld verkoop het, en die behoeftiges vir 'n paar skoene. Sies man. Ek en jy vertrap mense met ons tonge. Ons vertrap mense. En ons sit elke Sondag in die kerk, want dit is die regte ding om te doen. Toe hierdie kerk begin het, toe kom ook ek sê dit nou maar sommer, toe kom my ma ook nou saam met ons na die kerk toe. Wat was my ma se grootste bekommernis geweest? My kind sal hierdie kerk my kan begrawe. Dit was my ma se grootste bekommernis. Ek gaan saam met hulle na hierdie kerk toe, maar sal hierdie kerk my kan begrawe. Waaroor is ek en jy bekommerd? Waaroor is ek en jy bekommerd? Dis eintlik lelik hoe mense kan beklei wanneer iemand doodgaan, regtig waar. Waaroor is ek en jy bekommerd? Of ek begrawe gaan word? Of is ek bekommerd, gaan ek vir Jesus Christus in daai kerk ontmoet? Gaan die Heilige Gees beweeg in daai kerk? Want dit is wat ek wil hê. Dit is wat ek na soek. En wie gee my die reg, as 'n ander ou die Heilige Gees ervaar om te kom? Snaaks. Is nie eintlik gepas nie. Ons is so, man, ek dink is die beste spier wat ontwikkel is in ons liggaam, is ons tong. Jy hoef nie te gaan gym nie. Ek wil regtig vir jou vra asseblief, bid die Here om jou tong in beheer te hou. En met jou tong praat ek nie net van skinder nie. Ek praat nie net van skinder nie. Ek praat regtig nie net van skinder nie. Israel was godsdienstig, wonderlik. Hulle het wonderlike, ons sing mos hierdie wonderlike liedjies, ons hef ons hande op, ons sal, as ons dit nou wil waag, dalk gaan plat sit, ons sal pushing it, maar ons sal gaan lê op ons maag. Israel was godsdienstig, maar hulle harte voor God was nie reg nie. Ek gaan nou weer vir jou sê, en ek het dit vroeër ook gesê, God weet presies wat in jou hart aan die gang is. Meneer, mevrou, daar van hy, kom ons sê daar van die skuifdeur af, regdeur tot aan die kant die muur van die kombuis. God weet presies wat in jou hart aan die gang is. Hy weet met wat se gedagtes jy nou hier sit. Hy weet ook as jy dalk nou wens, kan hierdie man nou nie net 'n slag op 'n praat nie. Hy weet dit. En ek wil asseblief vir jou vra, toe ek en Dudley nou hier voorgestaan het vanoggend, dit het niks te doen met 'n mens wat hier voorkom staan met 'n mikrofoon in die hand nie. Niks. Asseblief. Kyk weg. Ek het al gesê, man, ek wil agter by die klankboks daar gaan sit. En dan wil ek daar vanaf gaan preek. Maar nou dink ek, okay, Here, na wat gaan hulle nou kyk hier voor? Want nou gaan almal mos die hele tyd. Het julle al gesien as iets gebeur op die skerms? Het julle al gesien ons reaksie? Almal kyk vir so, wat gaan nou aan? Kan jy dit doen nie? Wat is jou probleem? Gister het hierdie klankbos wonderlik gewerk. Vanoggend toe ek hier aankom, toe werk die mikrofone nie. So Israel was wonderlik godsdienstig, maar hulle harte was nie reg voor God nie. Hulle het geoffer, hulle het al die feeste gedoen, en ek gaan nou weer mooi sê, ek is nie 'n Jood nie. Ek prys die Here met al die wonderlike goed wat jy wil doen, maar en hulle hou die feeste, en dis God se feeste, en dan sê okay, ek wil nie daar gaan nie. Ons doen Paasfees, dis nou, ons doen Paasfees, ons doen Hemelvaart, ons doen die Kersfees, herdenking van Jesus se geboorte, ons doen dit alles, en dis presies wat Israel gedoen het. Hulle het aanbid, maar hulle verhouding met God
was oppervlakkig. Hulle verhouding, ek en jy doen die regte goed, maar is ons verhouding dalk oppervlakkig met God? Het ons werklik 'n diep verhouding met God? Het ons regtig 'n diep verhouding, of is dit maar 'n oppervlakkige verhouding wat ons met God het? Is dit 'n oppervlakkige? Hulle het die vorm van godsdiens gehad, sonder vuur van toewyding. Jy kan nie staan, jy kan jou hande op, jy kan skree, halleluja, terwyl hulle voorsing. Maar het jy 'n oppervlakkige godsdiens, of het jy 'n oppervlakkige verhouding met God? Dan beteken jou halleluja en jou hande in die lug opgooi, sorry man, dit beteken niks nie. Dis nie vir God aanneemlik nie. Ek kan nie verstaan dat hulle vanoggend so stil is nie. Kan iemand net amen, of voel julle te bang om te reageer net 'n bietjie? Dit is moontlik om kerk toe te gaan sonder passie. Dit is verseker moontlik. Om kerk toe te gaan sonder passie. En ek sê nou vir jou, moet in hemelsnaam nie dink jy kom elke Sondag kerk toe. En ek is nou op pad hemel toe, want ek kom elke Sondag in die kerk nie. Maar ek loop met haat, ek loop met nait, ek loop met onvergifnis, ek loop met bitterheid. Ek sal dit nou nie verkondig nie, maar jy troetel hom hier in jou hart. Sorry man, jy gaan nie die hemel haal nie. Jy gaan regtig nie die hemel haal nie. Jy moet dit neerlê. Jy moet dit neerlê asseblief. Liewe Lewe Familiekerk, ons moet daai dinge neerlê. Ons moet dit neerlê. Ons moet dit neerlê. Ons bid sonder geloof. Ons sing sonder aanbidding. Kan net gou klaar sing. Ag, die musiek is so hard. Of die drummer, ja. Ons wil God aanbid soos dit ons pas. Ons wil hom mold, né? Soos hierdie jong bruidjies mos nou dink as hulle die ringe in die vinger, nou gaan ek vir hom 'n bietjie mold. Jy kan nie vir God in 'n boksie druk nie. En Nuwe Lewe Familiekerk, ek vra nou asseblief mooi, moenie laat ek my vinger so wys nie. Ek vra asseblief mooi, kom ons hou op om God in 'n boksie in te druk. Kom ons laat toe as die Heilige Gees wil werk, kom ons laat dit toe. Sê ek moet chaos uitbreek? Nee. 'n Harde nee, want ons bly nog steeds 'n God van orde aanbid. Ons aanbid 'n God van orde. En ek spreek niks teen wat ander kerke doen nie, dit het niks met my te doen nie. Ons hier, ons moet kyk dat ons saak reg is. Ons hier moet kyk dat ons nie 'n bespotting van God maak nie. Ons hier moet 'n opregte werking van die Heilige Gees, nie, ek het nou gesien, hy val om nou dop so. Of hoe kry jy daai ou, hy so oor die gemeente, hy lyk dit soos 'n Mexican wave, dan val hulle net so om. Sê ek is vals? Ek kan nie. Ek kan dit voorwaardelik nie sê dis vals nie. Ja, maar dit sit nie lekker aan my lyf nie. Dit kan ek sê. Asseblief, moet in hemelsnaam nooit 'n mens aanbid nie. Nooit nie. Moenie gedurig op 'n vliegtuig spring en nou daai ou is daar, ons vlieg nou soontoe en nou is hy weer daar en nou vlieg ons soontoe. Want as hy sy hande op my kom lê, gaan ek gesond raak. Ag, mevrou, jou man kan sy hande op jou lê en jy gaan genees word. Want dis wat die woord sê. Lê julle hande, hy sê nie die pastoor of die dominee of die groot naam op 'n billboard moet sy hande op jou kom lê en dan gaan jy, hy sê lê julle sluit ons almal in. Julle sluit ons almal in. Maar ons tag mos mense. As hy vir my bid of as sy vir my bid, gaan ek genees word of ek gaan omval of ek gaan whatever jou need mag wees. Kom ons hou op met hierdie goetertjies. En ons laat nie die Heilige Gees toe om te doen wat die Heilige Gees wil kom doen.
Ek sê nou vir jou, ons kan nie so besig raak met God se werk, maar ons mis God nie. Ons kan nie so besig raak met God se werk, maar ons mis vir God nie. En Jesus het dieselfde gesê in Markus 7 vers 6. En hy antwoord en hy sê vir hulle: "Tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer, soos geskrywe is. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af." Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Wat 'n hartse dag. Wat 'n hartse dag. Hier kan, ek dink die gebou gaan so baie vat nie, maar hier kan 1000 mense op 'n Sondag sit. Maar wat help dit ons eer hom met ons lippe? Wat help dit ons eer vir God met ons lippe? Maar ons harte is ver van hom af. God soek nie mense wat net kerk bywoon nie. Nee. Hy soek nie net mense wat kerk bywoon nie. Hy soek mense wat hom liefhet. Ook in slegte tye. Ook in slegte tye. Of miskien moet ek sê ook in goeie tye. Want dis dan wat ek en jy so maklik vergeet en so maklik afdwaal en so net so ja. Geld moet nooit jou baas raak nie, nooit nie. Ons het geld nodig natuurlik. Daar's goed wat ons moet betaal word. Maar geld moet nooit jou baas raak nie. En as jy geld het, meneer en mevrou, dan wil ek vir jou asseblief mooi vra, moet ook nie nou neersien op die wat nie geld het nie. Ultimately is dit God wat daai geld vir jou voorsien. En dis so 'n ripple effek. Dis mos soos besighede. As daar nie besigheid inkom nie, kan die baas nie 'n knoppie druk om vir jou te betaal nie. Dis nie die baas wat jou betaal nie. Nee. Dis God wat die geld aan die baas toevertrou om jou te kan wil betaal. En hoe gaan hy dit doen? Deur werk wat by die deur ingestuur word. En as dan nie werk by die deur ingestuur word nie, hulle sê besighede se naam is net so goed as wat jou laaste seil was. Of jou laaste werk. Julle wat nou besighede het, is dit so. En nou sal ek nou vir duiwels geen reaksie uit hulle kry wat nou besighede het nie. Ja. Of as die oomblik, toe ek nog in koöperatief was, die oomblik as 'n ou se kar bring en nou betaal hy hierdie paar duisende rande, en nou begin 'n ding terugkom. Die oomblik as 'n ding terugkom, kan jy verseker weet, daai ou gaan nie volgende persoon na jou toe terugverwys nie. Hy gaan nie. Jou bediening van mense, jou vertel van die liefde van Jesus, is net so goed as jou laaste encounter wat jy met iemand gehad het. En sê ek asseblief, hoor my, asseblief tog, sê ek, jy moet mense oordonder, en jy moet hulle vang, en jy moet hulle stamp, en jy moet hulle ruk, en jy moet hulle, wat alles, 'n dood eenvoudige voor hulle staan en 'n gebed, net so, kan hulle loskom, net so. Ek het dit al honderde male vertel, en dit het asseblief niks met my te doen nie. Toe ek en hy Vincent Pelotti, en hulle laat die ou se mense kom, want hy is nou sulke tyd, sê die dokter, hulle moet sy familie laat kom. En ek bid net eens, en ek sê, Here, as dit U wil is, kan U daai man genees. Maar ek raak in die slaap, en die volgende oggend, toe skrik ek wakker, en nou is ek nuuskierig. Nou, ek vra toe, want ons is so 2-2 by 'n suster in die ICU in. En ek vra, en die man, en hier sit die man regop op sy bed, en hy rammel die telefoonnommers van sy familie so net so af. 'n dood eenvoudige een sinnetjie gebed. Here, as dit U wil is, kan U hierdie man genees. Dit het niks met my en jou as mens te doen nie, asseblief. En moet asseblief nooit daai eer vir jouself toe eien nie. Asseblief nie. Asseblief nie. Amos 2 herinner God Israel daaraan dat die profete gestuur het om hulle te waarsku. Die Ou Testament is vol profete.
En Amos sê dit. Maar onthou, nou praat Amos nou hier met die Israeliete. Hy praat nou hier met die Nuwe Lewe Familiekerk vanoggend, insluitende die ouetjie wat hier voor staan. Hy praat met ons almal vanoggend. Met ander woorde, God sê ook, ek het met julle mos gepraat. Ek het julle gelei en ek het julle mos gewaarsku. Ek het julle gewaarsku. Maar julle het nie geluister nie. Julle het nie geluister nie. God se bril is 'n roep tot bekering. Ons is nou oor na Amos 3 toe. En in hierdie tyd klink Amos se boodskap vreeslik ernstig en dringend. En dit is hoe ek voel vanoggend oor ons in hierdie kerk. Die boodskap is ernstig en dringend. Ons moet ons sokkies optrek, Nuwe Lewe Familiekerk. Ons moet ons sokkies optrek. Ek kan nie jou sokkies namens jouself optrek nie. Ek moet eers sorg dat my eie sokkies opgetrek is. Ons moet ophou woer speel met God. Ons moet ophou die brandslang afrol en die vuur doodspuit, rol hom maar op. Maar rol hom tog nou maar net netjies op, hoor. Dit is hoe ons verval in onnodige detail. Wat gaan in my hart teenoor God aan? Wat gaan hier binne aan? Met my breë smile. Wat gaan hier binne in my hart aan? Ek kyk 'n ou en ek smile so en maar eintlik is ek jaloers op hom of haar. En dit is die reine waarheid. Sê vanoggend vir my, ek lieg vir julle. Dis die reine waarheid. Julle weet dit, ek weet dit. Dit help ons. Kom ons ruk die pleisters af asseblief. En kom ons kyk die dinge soos dat dit is in die oë vanoggend. Amos 3 vers 7. Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Asseblief, en ek wil jou mooi vra asseblief. Ek kry soms woord van mense, ek praat definitief hier van myself nie. Regtig nie. Elkeen wat hier sit, kan die Here gebruik, en ek is in my hart oortuig, hier sit baie van julle wat woord kry vir ander mense. Maar ek wil net nie ek wil nou net nie my naam met 'n plank slaan nie. Ek gaan maar liewer stil bly. Dis my verbeelding. Dis my verbeelding. Jy moet jou voet op die water sit. Onthou julle soos ek verlede week gesê het van Petrus, jy moet jou voet op die water sit, maar ek waarborg nou vir jou, as jy jou voet op die water sit, moet jy jou oë gerig hou op Jesus. As jy gaan kyk na die storm, gaan jy sink. En jy sê, Jesus, o Here, help my, help my, help my. Want jy het jou oë op die storm gehou, en dis wat ek en jy doen. Ons kyk na ons omstandighede, ons moet ons koppe lig en in God se oë inkyk. Ons moet in God se oë kyk, want dit is ons bron van krag. Nie 'n mens nie. En ek wil weer vanoggend onomwonde sê, as jy 'n woord kry by enige iemand, asseblief gaan huis toe en gaan toets dit aan die woord. Gaan vra vir God, was dit hierdie ouetjie se vlees? Was dit 'n feel good woordjie gewees? Of was dit regtig van U afgekom? Het dit regtig van U afgekom? God waarsku voordat hy oordeel. Hy praat voordat hy optree. Hy stuur boodskappers. En nou gaan ons 'n bietjie fast forward. Wanneer God praat, vra sy woord 'n reaksie. Ek het mos hier uit Kolossense vir jou vanoggend gelees. God vra 'n reaksie van ons meneer en mevrou en my juffrou en my whatever. Jy het gehoor wat jy moet losmaak, afsny. Jy moet jou distansieer van daai. Hy soek 'n reaksie. Hy gee sy woord, maar hy soek 'n reaksie. Ons kan nie net neutraal staan nie. Ag nee, wat daar's baie mense wat gaan hamburgers maak. Ek hoef nie ook nog te kom help nie. Dit is nie nodig nie. Ek sal later. Ag ja, jammer.
Miskien klink ek nou sarkasties, maar jammer. Ons gehoorsaam of ons verhard ons harte. Baie mense sien bekering as iets negatief. Veral jong mense. My lewe gaan nou tot 'n stilstand kom. Nie nou al nie, ek gaan later. Ek wil net eers 'n bietjie my lewe geniet. Ek gaan later. Maar in die Bybel is bekering is juis genade. Bekering is die Vader wat sê, kom terug. Kom net soos wat jy is. Kom net soos wat jy is. Ek wil afsluit met die volgende. Die boek Amos begin met die brul van 'n leeu. Maar hierdie brul is nie meer 'n waarskuwing nie. Dis 'n liefdesroep van God na een en elke van ons. Hy brul, maar dis 'n liefdesroep. Hy roep uit na my en jou. Hy roep ons. Hy wil nie vernietig nie. Hy wil herstel dit wat die wêreld so kom korrupt het. Hy wil kom herstel. Die vraag vanoggend is nie, praat God nog nie? Die vraag is, luister ons nog as God praat? Luister ons nog as God praat? Of later? Ek gaan later. Ek het 3 seuns, vra my. Ons almal wil hê ons kinders moet die Here voluit dien. Want dit sal soveel gemakliker wees, dit sal soveel bekommernisse van jou afvat. Maar bid ek dan vir die regte rede dat my kind sy hart vir die Here gee? Nee, ek is eintlik verskriklik selfsugtig, want ek vra my eie behoefte moet bevredig word. Dis wat ek wil doen. Dis wat ek wil doen. Die brul wat sê vanoggend, word wakker, kom nader, kom terug. Ek is nog nie klaar met jou nie. Ek is nog nie klaar met jou nie. Jy kan maar kom. Dis wat die brul vanoggend vir jou sê. Word wakker, kom nader, kom terug, want ek is nog nie klaar met jou nie. Amen. Dankie Here my God, dat U werklik vanoggend gekom het, Here, en ons weer kom herinner het aan wie U werklik is, Here. Die groot ek is. Dit is wie U is, Vader. Die groot ek is, Here. En ek bid my God, dat hierdie boodskap, Here, hoe hard ook al, Here, dat dit sal spreek tot een en elkeen van ons se harte, Here. Ja, as ons hier na binne kyk, Here, en daar's niks verkeerd nie, wonderlik, Here. Wonderlik, Here. Maar ons moet kyk, Here. Ons moet seker maak, Here, waar staan my verhouding werklik met God? Waar staan my verhouding werklik met die almagtige God? En dankie Here ook vir die tekens wat ons vanoggend kon gebruik het, 'n herinnering aan wat het Jesus Christus vir ons kom doen aan 'n houtkruis. Hy het ons kom vrykoop. Hy het ons kom vrykoop. Soos geen mens dit kan doen nie. Hy het die sonde van die wêreld het hy op homself geneem, omdat God ons so lief het en ons so graag in die hemel by hom wil hê. En hy moes sy seun, sy enigste seun, moes hy gee, sodat ons die hemel kan haal. En dis genade my God. Dis so suiwer genade, Here, wat 'n mens, Here, nie vir ons kan gee nie. Genade uit die hemel uit, Here. Dat Jesus as 'n mens gekom het na die aarde. Dat hy vir 'n paar jaar eintlik, Here, 'n paar jare bedien het op hierdie aarde, Here, maar dat hy so 'n prys vir ons kom betaal het, Here.
so van bakoord na stuuroord gestuur is, Here, en niemand, Here, kan hom skuldig vind nie, maar steeds, my God, het hy die pad gestap. Here, sy rug is oopgekloof vir ons, Here, hy's geskop, hy's gespoeg op hom, Here. Hy's vasgespyker aan 'n kruis, Here. En hy het aan die einde het hy gesê, Here, dit is volbring. Dit het beteken, Here, die mensdom is waarlik vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Amen.